caught in the streams of life, with the pain and the sorrow. Ons het nou deur die lewe van Gideon gekyk, en ons het nou uiteindelik by die derde gedeelte gekom van die strategie van God. En dan gaan jy vir my sê, maar dis eintlik 'n boodskap op sy eie, maar ek wil dit vir jou so vinnig gee. Israel kom uit hierdie fenominale oorwinning, en hulle is reg, want hulle het Jerigo ingeneem. God het toegetree, hier is die einde van die slag. Wat doen ons? Ons kom deur dieselfde situasie en dan neem ons oor. Want dit is presies wat hier gebeur. Joshua gaan en hy neem oor en hy besluit, hoe gaan hy die stad Ai invul. En hulle kry 'n pak sla of nout. En toe hy uitvind by die moeilikheid, toe het hy eers die moeilikheid uitgesorteer. Sien, daar lê die kern van die sleutel om die strategie te ontvang. Maar kom ek maak julle opgewonde en ons kyk na die slag van Ai. Want ek dink dit het direkte verband. Nou, kom ons kyk nou, hy kry die instruksie van God. Wat doen hy? Hy vat die mense van Israel en hy vat sy troepe en hy gaan sit hulle agter die stad. En hy vat die oorgrootste meerderheid van die Israeliete wat oorgebly het en hy bring 'n frontale aanslag terwyl hy die spies uithou. En hy sê toe, luister nie, julle moet nou die stad van vooraf aanval en die mense in die stad se aandag sal op julle gefestig wees en soos julle na die stad toe kom, sal hulle begin om uit die stad uit te trek. En wanneer hulle almal uit die stad uittrek en julle begin aanval, dan moet julle omdraai en wegvlug. As jy ooit gewonder het of die kerk van Christus besig is met 'n wegvlugaksie, hoef jy nie te wonder nie. Want ek kan geen weerstand sien nie. Ek weet daar's baie mense wat getrou is en baie mense wat bid en bekeer gaan, maar wys my die effek. En wat is dit? Die oomblik wat die mense uit die stad uittrek, dan staan die weermag op agter die stad. Ek dink ons kom by daai plek. Ek dink ons is besig om in daai ruimte in te beweeg. Want dan kom ons op, en ons staan op waar die Here ons weggeplant het en ons vernietig die vyand. Nou verstaan my mooi. Dis 'n pragtige beeld hierdie. En ons kan verstaan dat ons daarna kyk dat God besig is met iets soortgelyk. So nou kom ek en ek sê, maar kom ons gaan kyk na die beeld van Gideon. Kyk die strategie wat Gideon weer kry. Jy sien dit by verskeie ouens se lewens, beval vir Dawid ook. En gewoonlik is gewoonlik is dit onsinnig. Met ander woorde, dit maak nie sin nie. Maar wat gebeur hier? Hy, syne nou Gideon, loop saam met Pura, sy knegt, en hy hoor die droom van die garsbroodjie. Maar let op, toe hy dit hoor, toe aanvaar hy dit. So wat is die volgende ding wat ons moet verstaan? Wat is die realiteit van geesdimensie vir jou in jou lewe? Want hoe werk dit met ons? Ons kry 'n droom, die droom is 'n baie belangrike droom, of ons hoor iets by die Here, of ons verneem iets van hom. Baie mense sê, wel, die Here het klaar gepraat, jy hoef net na die Bybel te gaan kyk, luister broer, dan moet jy sommer net Romeine 8 uit jou Bybel ook uitskeer. Want dit is 'n opdrag. Wandel in die Gees. Dit is nie 'n versoek nie. Hallo broertjie, jy het nou my aangeneem, en Jesus is in jou hartjie salig en soet. Maar ek wil jou net sê, weet jy wat, wil jy nie net gaan kyk of jy graag saam met die Heilige Gees wil loop nie? Nee, waar is dit?
Dis 'n opdrag. Wandel in die Gees. En jy sal die begeertes van die vlees nie leef nie. Maar wat doen ons nou? Dat ons het gehoor, ons leer, nou hoor ek, dan sit ek en sê, Jesus, is dit nou die Here hierdie? Ek weet nie of dit die Here is nie. Miskien is dit nie die Here nie. Wat doen ek dan? Dan hardloop ek na Sunny toe. Sunny het nie 'n conclusie nie. En nou begin almal daaroor redeneer. Ek wil vir julle vertel, weet jy hoe lyk die reaksie as jy van God gehoor het? Rigters 7 vers 15. When Gideon heard the telling of the dream and its interpretation, he worshipped and returned to the camp of Israel and said, Arise, for the Lord has given into your hand the host of Midian. Waar kom hierdie ou daaraan? Hy hoor 2 vlakhase in 'n tent, wat besig is om met mekaar te praat, en 'n storie te vertel van 'n garsbrood wat in die kamp inrol. Uit dit uitloop hy weg en hy sê, hulle is in my hand gegee, want hy het gehoor wat God sê. Want wat ons nie verstaan nie, is ons is vasgenaal met ons oë en ons sintuie in die sienlike dimensie. Dan maak ons 'n afleiding van dit. En dan sê ons, nagbroer, trek nader die Williams. Baars my slaappilletjie vanaand. Maar wat ons eintlik moet doen, ons moet van God verneem en 'n blik, 'n insig ontvang. Ons moet insig ontvang van wat is in die Gees aan die gebeur. Want daar het hy verneem, die veldslag is reeds oorwin. Wil jy weet wat's geloof? Daar's hy. En wat doen hy? Hy begin almal opstel en daar gat hy. Nou gaan ons werk. Ons moet ons geestes vermoë ontwikkel, sodat ons 'n geestelike persepsie kan kry. En hoor my mooi, dis 'n proses. En hier is die rede waarom ek begin het om al hierdie goed op die webtuiste te sit. En dis hoekom al hierdie lering so een na die ander, en miskien is jy nou al 'n lang pad daarmee besig. Miskien is jy nou al by die plek waar jy moet wees en jy is besig om te luister. Ek weet daar's mense in die Kaap wat daarna luister. Ek wil vanmôre net vir jou sê, God is besig om dit te doen. God is besig om ons by mekaar te sit, sodat hy 'n Gideons bende kan kry, dwars oor die land. Wat gaan deel met die altare, wat gaan deel met die afgode. Kom, ons hou op om na die vlees te beklei. As jy dink 'n revolusie en 'n oorlog gaan hierdie ding oplos, man, weet jy wat, jy suig eiers. Want dit gaan in die Gees gewen word. Maar let op, hier staan Gideon op in geloof. Maar waar is ek gewoond? Wat het ek gekry? Waar is daar iemand in Suid-Afrika wat opstaan en vir my sê, luister, dis wat God my wys. Maar hier is een verskriklike belangrike ding. Julle kan die elemente so sien, julle kan hulle so neerskryf, julle kan hulle so uithaal. Jy sien wat gewoon gebeur is, pastoor kom, en ek sê dit nie afbreekend of wat ook al nie, maar weet jy wat, dis waar ons was. Die pastoor kom vertel, ons gaan Sunnyside inneem. Kom ons gaan Sunnyside toe, en ons bedien die mense, dis nou 'n voorstad in Pretoria vir julle wat nie weet nie. Kom ons gaan bedien die mense. En wat gebeur? Hy begeesterd my met sy visie, dan moet ek dit gaan doen. Hallo? Dis nie wat Gideon hier doen nie. Kyk in vers 17. And he said to them, look at me, then do likewise. Wanneer laas jy dit gehoor? When I come to the edge of the camp, do as I do. Waar's die leiers
in Suid-Afrika wat kan opstaan en sê, do as I do. Maar ons is die hele tyd besig om vingers te wys. Gideon het vir ons 'n boodskap, broer. Gideon het vir ons 'n boodskap dwars deur die hele breedte. Sê net vir my, ek vra net, ek weet nie, is dit onmoontlik om 'n politieke party te hê waar al die volkere verteenwoordig word? Nee, daar's goeie mense daar buite. Daar's fenominale mense, wel. Dwars deur al die verskillende lyne, maar ons laat toe dat die geestelike bose ons van mekaar skei. As jy dink daar soveel haat in Suid-Afrika, kyk 'n bietjie na die volgende rugbywedstryd. Dit is verbuisterend om dit te sien. Maar waar is die ou wat opstaan en sê, ek het van God gehoor? Waar is die ou wat opstaan en sê, weet jy wat, ek weet wat die Here gaan doen. Do as I do. En nou kyk ons na daardie strategie wat Gideon tafel toe bring. Ja, ek het geweet, almal ken dit, man, ek ken dit al van sonneskool af. Maar donderdag nag was dit net vir my asof daar net iets oopgegaan het. Hy verdeel die mense, met ander woorde, die heel eerste ding wat ons moet besef is, hy selekteer. En dan sit hy al die ouens so by mekaar. Let op, 300 mense teen 120.000 troepe. Ergens het sy wiskunde verkeerd geloop. En wat gebeur? Hy deel in die groepies op. So die heel eerste ding van Gideon se strategie is, hy deel groepies op. Hy sit groepies by mekaar. Hou jouself oop. En hy het 'n trompet, of dan 'n bassein, 'n kruik en 'n fakkel. En daai groepvorming kom by mekaar. En weet jy wat, ek het dit gesien met my eie oë. Jare terug het dit gebeur. Ek verstaan dit nou vandag. Vat bietjie lank om deur te dring. Maar weet jy wat? Die oomblik wat die groeperinge vorm, beklei die kerk. Want ons wil hierdie groot ding hê. Dan moet 50.000 mense hier sit. Dan is ek 'n suksesvolle kerk en 'n suksesvolle bediening en check die pastoor. Nee, hy's besig met iets anders, broer. Bring vir my die mense met die gawes en sit hulle om die tafel. Sodat ons in die verskillende gawes mekaar kan bedien. Want daar kan ons die raadsplan van God kry. Ja, ek weet, ek dink nou terug aan Tinus Delport. Hy het 'n groot pello koenie. Hulle is nog hier in Pretoria. En hulle het nou die dag probeer om die ou oom te kersten. So moeilik om 'n geweldige harekopbil ergens in 'n stal in te jaag. Maar ek onthou wat Tinus my vertel het jare terug. Hy het na my toe gekom en gesê, luister, hier het 'n ding gebeur en ek verstaan dit nie. Ek sê, wat het gebeur, Tinus? Hy sê, nee, hulle het regtig gevoel dat die Here hulle aanspreek dat daar 3 van hulle by mekaar kom en hulle moet elke donderdagoggend saamkom en dan moet hulle saam bid. Ek sê, toe? Hy sê nie, ons kom by mekaar. Hy sê, die teenwoordigheid van die Here is daar, ons bid saam. En soos ons hierdie gebede opper, begin dit beantwoord word. Ek sê, jy kan nie wees nie. Hy sê, broer, werk net so. Hy sê, weet jy wat? En hy noem die voorbeelde op van hoe die Here dramaties in hulle lewe ingegryp het. En ek sê, wat het nou gebeur? Hy sê, nee, die ouens in die kerk het gekom en gesê, ons is 'n holy huddle. Ek sê, en toe? Hy sê, nee, toe was ons verplig om hulle in te bring. Ek sê, wat gebeur toe? Hy sê, daar's nooit weer 'n gebed vroeër nie. O, ja, Krausie, jy praat van hierdie superheiliges, en jy, nee, ek praat van 'n strategie, broer. Dis al waarvan ek praat. Ek kan jou waarborg, die ander mense wat daai begeerte gehad het om saam te bid, dink jy hulle is nie geestelik nie, of dink jy hulle is nie goeie Christene nie? Hoekom sê hy begeerte hê? Die vraag is, wie selekteer God vir watter werk? Dis die sleutelvraag. En ons moet daarna kyk. En nou kom ons en sê, weet jy wat? Uit ons mag sal ons nooit gered word nie. Want dit werk nie.
En sê vir my Krause, weet jy wat, broer, jy leef in 'n vlug. Wat het hulle nou die dag vir my gesê? Jy lewe in 'n ontvlugtingswêreld. Wel, ek weet nie wat 'n ontvlugtingswêreld is nie, maar as dit is om met 'n geestelike persepsie te loop, ek leef daar. As dit is wat dit vir jou beteken. Maar sien nou net, dit werk nie. Sien nou net, jou geestelike persepsie is verkeerd. Wel, dan praat ek saam met die ouens wat in die oond is. Daar is 4 van hulle. Want Jesus was by hulle. Toe sê hulle, as ons omkom, kom ons om. Maar teen hierdie afgod gaan ek staan. Dink jy nie ons het sulke mense nodig nie? Dink jy nie ons moet staan van wat ons glo nie? As jy dink dit kan van die regering afkom, broer, dit gaan nie. Vergeet dit. So daar's 'n plek waar ons moet opstaan. Jy kan nou self daar lees, maar kyk wat gebeur in die middelnagwaak. Dis hier tussen 10:00 en 2:00 in die nag. Toe kom hulle by mekaar. Sien jy, dis 'n spesifieke tyd? Sien jy, daar's 'n spesifieke tyd wat hier by mekaar kom. Die basuin wat blaas. So hulle vat die basuin en hulle blaas die basuin. Dan breek hulle die erdekruik, die pitcher. En die vlam kom na vore. En sê vir my, wat het dit daarmee te doen? Wel, lees 'n bietjie Openbaring 12. Openbaring 12, nou, jy weet, nou bevind ek my weer op die horings van die teologie, en ek bevind my weer op die horings van die mense wat uitlig gee, en ek probeer nie vir julle dit sê, ek gebruik dit as 'n beeld. Miskien is Openbaring 12 vir 'n ander tyd, maar dit is ander tyd geskryf. Maar weet jy wat my tref? Hier's 'n oorlog in die gees aan die gang. Nou vir julle wat loop met 'n geestelike persepsie, die ou wat dink daar's nie 'n oorlog in die gees aan die gang nie, is besig om te slaap. Want ek meen, ek dink nie dat ons kan meer oorlog hê nou in die wêreld nie. En dan sê hy, in hierdie oorlog word Satan uitgewerp, en dan deel die kerk met hom. Hoe's daai? En dan kom die heerlikheid van God, en dan word sy krag geopenbaar. Want die saints, hoor mooi, the saints, wie is hulle? Dis die ouens wat in 'n intieme verhouding met God loop, sal hom oorwin deur die bloed van die lam. Hoor net. Nou in die Bybel het hy dit spesifiek uitgesit, deur die bloed van die lam, deur die woord van hulle getuienis, en hulle sal hulle lewe nie lief hê nie. Nou kom ek help jou. Jy het die openbaring nodig van wat die bloed van Jesus aan die kruis gedoen het. Dis een van die aspekte wat in hierdie lering aangeraak word, want dit is hoogs relevant. Maar as jy nie weet wat gebeur het nie, as jy net bid sonder dat jy die basis het, werk dit nie, vra my. They did not love their life. Waarom was dit belangrik? Luister, dink aan Gideon. Die Bybel beskryf ons as 'n erdekruik met God in ons. Is die vlam al aangesteek, broer? So wat ons eintlik het, hier's Christene wat aangesteek word. They are being ignited by God. En dan begin ons hulle kritiseer, want ons sê, weet jy wat, hulle sit hulle lig onder die maatemmer. Wel, hy is onder die maatemmer. Hy is in 'n kruik, want God het hom nog nie stukkend geslaan nie. So waar staan ons nou? Wel, dan moet 'n vlam wees. Jy kan die kruikstukke staan met 'n stuk hout in. Dit gaan nie werk nie. En daai vlam is daai intimiteit met God. Dis wat ons leer en probeer by mekaar saamkom en probeer saam leer. Wat is daai vlam? Dis die ontmoeting met Jesus Christus, is die openbaring van God in jou lewe. En dan sê jy, wie wat Krause, wow, ek het die Here aangeneem. Luister broer, dis nie die verloving. Ek gaan vir jou dit leer in die verbond.
Met die loop van God is daar 'n verloving, sodat ek kan tyd kry om verlief te raak met hom, en sodat ek dan met hom kan trou en 'n verbond kan sluit. Jy sien, ons loop net in 'n verloving, want dis al wat hulle my geleer het. Ek stap in 'n verloving, maar ek wil deel word van die verbond. So daar's 'n openbaring van wie Jesus is. So as jy nou stil staan en sê, nee, maar waarvan? Ek vra jou, weet jy wie hy is? Kan ek vir jou vra, ken jy hom? En jy moet daai vraag eerlik beantwoord. En dit is die kern waarmee ons besig is, want ons is op pad na die ontmoetingsplek toe met God. Ons moet 'n ontmoeting met hom hê. Die Here moet ons vul met die Gees van God. Ek is gevul. Ek praat in tale. Okay, ek verstaan. Besef jy dat hy 6 duim onder jou neus is? Besef jy dat die krag van God lê 6 duim onder jou neus? Hy het my aangetrek soos 'n handskoen. Ek vra vir jou, ons gaan kom by die plek waar God die aardekryk stik en slom. Ons gaan loop met 'n openbaring van die bloed van God. Ons moet loop met 'n openbaring van wie Jesus is. Want wat gebeur dan? Outomaties begin die woord van God by jou mond uitkom. Daar's die bassein. Want wat is die belofte wat ons het? And God will slay Satan with the word of his mouth. Daar staan ons op in autoriteit. Nou kom ek sê vir jou, daar's duidelike lering hieroor. Autoriteit is die produk van intimiteit. Want dit weer vir jou sê, autoriteit in jou lewe is die produk van intimiteit. En intimiteit word gevorm deur hierdie 3 elemente. Sien, ons dink die woord van ons getuienis, ons staan op en ons getuig ons die Here aangeneem, want dan moet daar lankal 'n geveg gewonnen gewees het, en ek sê vir jou nou, dit lyk nie vir my so nie. Want ek sal die resultaat in die vlees sien van wat in die gees gebeur het. So daar's opleiding. Daar's iets wat met ons moet gebeur. En dit moet ons na kyk. So weet julle wat voor julle miskien te lank moet luister? Kom ons breek hier en dan kom ons terug. En ons praat met mekaar oor daardie voorbereiding. Dat ons kan sien wat gebeur. All who are thirsty, and all who are weak, come to the fountain.